En ons hier op aarde kyk daarna en ons sê, kyk, daar's 'n verskietende ster. Kom ons wens. Nee, Here, U is ver bo ons verstand verhewe. U is omring met glorie, met mag en krag, met majesteit en U is die een wat nou werd is om geloof te word. U is daai persoon wat ons liefhet met 'n intense liefde. Wat 'n intense passie het vir geregtigheid. En Here, sonder U moet ons vergaan, want as ons weer sien is ons belaai met ongeregtigheid, is ons belaai met sonde, is ons belaai met dinge wat nie eer bring aan U, aan die grootheid, aan die almag, aan die heiligheid nie. En daarom bid ons nou, waar ons uit die woord uit gaan lees, wys vir ons, breek dit oop, dat U 'n God is van intense geregtigheid, maar ook wys vir ons daai intense liefde vir ons. Here, ons het nodig om dit te glo, ons het nodig om dit te verstaan, ons het nodig om ietsie daarvan te proe. Ons besef nooit sal ons die diepte hiervan kan ontgin. Eendag dalk as ons met U is, maar ons bid nou, Here, spreek as ons U woord gaan luister, spreek. Ons luister, Here. Ons bid in Jesus naam. Amen. Goeiemôre almal. Ek lees vir ons vanoggend uit Sefanja 1 vanaf vers 7 tot Sefanja 2 vers 3. Wees stil voor my Heer, die Here, want die dag van die Here is naby. Ja, die Here het 'n offer voorberei. Hy het sy genooides geheilig en op die Here se offerdag gaan die volgende gebeur. Hy gaan afreken met die leiers, met die koning se seuns en almal wat uitlandse klere dra. Ek gaan op daardie dag afreken met elkeen wat oor die drempel spring, wat die huis van hulle heersers met geweld en bedrog vul. Op daardie dag is die uitspraak van die Here. Klink daar 'n noodkreet uit die vispoort, 'n gekerm uit die nuwe stadsdeel, 'n groot gekraak uit die heuwels. Week laag inwoners van die markdistrik, want al die handelaars het stil geword. Almal wat silwer afweeg is uitgeroei. In daardie tyd gaan dit gebeur. Ek gaan Jerusalem met lampe fynkam. Ek gaan afreken met die manne wat verdik op hulle droesem, wat in hulle hart sê, die Here doen nie goed nie, en hy doen nie kwaad nie. Hulle rykdom gaan buit word, en hulle huise sal verlate staan. Hulle gaan huise bou, maar nie daarin woon nie. Hulle gaan wingerde plant, maar die wyn daarvan nie drink nie. Naby is die groot dag van die Here, naby, en baie vinnig aan die kom. Luister, die dag van die Here, dan skreeu die held bitterlik. Daardie dag is 'n dag van gramskap, 'n dag van benoudheid en kwelling, 'n dag van verwoesting en vernietiging, 'n dag van duisternis en donkerte, 'n dag van wolke en diepe duisternis, 'n dag waarby ramshoring en die oorlogskrete oor die verstreekte stede en oor die hoë hoektorings weergalm. Ek gaan die mensdom in die nout te bring. Hulle sal soos blindes voortstrompel, want hulle het teen die Here gesondig. Hulle bloed sal uitgegiet word soos stof, hulle ingewande soos uitwerpsel. Nog hulle goud, nog hulle silwer sal hulle kan red. Op die dag van die Here se gramskap, in die vuur van sy drif, sal die hele aarde verteer word. Ja, 'n gruwelike verwoesting bring hy oor al die aardsbewoners. Kom byeen, kom by mekaar, skaamtelose nasie, voor die bestemde tyd aanbreek. 'n Dag vergaan soos kaf, voordat die Here se brandende toorn julle inhaal, voordat die dag van die Here se toorn julle inhaal. Soek die Here alle nederiges van die land, want wat sy opdrag uitgevoer het. Soek geregtigheid, soek nederigheid, miskien vind julle 'n skuilplek op die dag van die Here se toorn. Dankie Wilmarie. Ekskuus julle, ek het vanoggend getel 1, 2,
4, nie 1, 2, 3, 4, dat ek hier opklim. Okay. Ek, terwyl die kinders uitloop, na die diens, wil ek graag so 'n paar, as ons kan 10, maar 5 is genoeg, maar ons hoop vir 10 jong dames, wat nie baie skaam is nie, en wat so 'n bietjie ritme het. As julle nie kom nie, so dis 'n regtig 'n goeie doel. Ons gebruik mos ons gawes om die Here te dien. Dawid sê, hy maak my hande reg vir oorlog, en daarom kan nou sy voete reggemaak word vir dans deur die Here. So as jy nie kom, gaan ek aanwys. So as jy jouself vernedering wil spaar, kom steek dit jou hand op en kom na Andriette toe. Andriette, sê net gou. Daar sy. So my 2 dogters is klaar en so kort nog 8 dametjies. En ja, as jy onder 60 is jy nog 'n dame, as jy nog pure kind. So. Nee maar, baie dankie. Dit is my 'n groot voorreg. Ek onthou die eerste keer toe ek 'n webinar sien, was dit Roan in Hartenbos. En nuwe lidmate, en toe is hulle nog besig om te trek, en ek het nog 'n superbike en 'n Bybel wat inpas. Die Bybel het saam met 'n ongeluk gewees, wat ek toe ek die bike afgeskryf het. So hy het nog die merkies op wat my herinner het aan God se genade. En intussen het ek sy broer getrou. Ek saam met sy pa op die kerkraad gedien. En vandag doop ons Surya en Danu se kind Danica. Sy groot voorreg, en dit is maar net 'n bewys van God se genade, God se verbondslyn wat daar is. Paulus sê dit in die woord, as hy in een van sy briewe skryf aan een van sy disippels, en sê, ek sien jou die geloof wat in jou ma was, en wat in jou ouma is. So God se God van geslagte, en ons glo dit. Johan het vanoggend pragtig gelees, Psalm 139, ek het dit vir Maxine gestuur, toe ek hoor hulle swanger, hoe God kunstig weef in die moederskoot. So van voorgeboorte af is God besig met ons, en hy los ons nie, hy bly besig. En mag ons dit besef. Ek weet, as ons kyk na wat in Parys gebeur het, as ons kyk na ons omgewing en alles, dan voel dinge dalk partykeer buite beheer. Maar dit is nie. Ons aanbid 'n God wat besig is. En hy's lief, hy's besig met jou. Hy het beloftes vir jou kinders. En mag dit ook vandag, God het ook vandag aan ons openbaar. Dit gesê, kom ons bid net saam. Driemaal heilige God, o Heer, dankie dat ons U kan aanbid as hierdie groot wese, as 'n wese wat bo alles is. En ons bid nou, Here, waar ons hierdie swaar woorde gelees het uit die pen van een van die minder bekende profete. Wil ons bid dat U dit vir ons sal oopbreek, ten spyte van die swakheid van die prediker. Here, spreek met ons. Want dit is net U wat lewe gee, dit is net U wat harte kan draai, dit is net U wat mure kan afbreek, dit is net U wat oë kan oopmaak. Dit is net U, Here. Spreek ten spyte van die swakheid van die dienskneg nou, spreek ten spyte van dwalende gedagtes, spreek ten spyte van vrese, blydskap, wat dit ook al is, spreek, Here, ons luister, ons bid dit in Jesus naam. Amen. So elke van ons het vanoggend gekom, en toe ons by daai deure instap, hier langs die kante of daar agter, of daarbo, vir ons daarbo, het ons 'n sitplek in gedagte gehad, en ons het gegaan na daai sitplek toe. En die vraag wat ons seker mekaar moet vra is, hoekom jy is daai sitplek? Hoekom sit jy waar jy sit? Wat was die rede? Hoekom nie die ander sitplek? Jy sien, in die lewe is dit ook so, en Jordan Peterson het in een van sy pragtige, insiggewende
boodskappe wat hy gelewer het oor ons denke en fokus, hoe ons moet gefokus wees, het hy juist dit gesê. Hy sê ons kies iets waarop ons fokus. En dit maak dat ons seker goed half afsterf of seker goed nie meer sien nie. Half, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, uitzoom. As ons by dit kom. So ons het waar jy sit vandag, waar jy sit vanmôre in die diens, het jy die stoel gesien? Die ander stoele was bloot deel van die agtergrond en jy het gaan sit. Dit was jou fokus. En in die lewe doen ons ongelukkig dit ook. Ons kies goed waarop ons staan. Ons kies goed waarmee ons identifiseer. Ons kies goed wat ons sê, dis wie ons is. Albert en Ilani en Van der Walt daar, hulle let op in die klas, want daai, steek ek gou julle hande op. Vir die ouens wat nie weet die dit, is die VIP sitplekke. Die res van julle, vir al die ouens daar agter, en daarbo, julle sit in die, wat ons noem die cheap seats. Ons is lief vir julle ook, kan moet mense soos julle wees. Ons is nie kwaad vir julle nie, ons bly julle is hier, en ons hou dit nie teen julle nie. Maar daar is die beste klankgehalte, die suiwerste, dis daar, as jy die klankingenieurs gaan praat na die tyd, dis wat hulle vir my gesê het, dis waar dit die beste is. So party van ons kies die beste en ons gaan sit by die beste en die res van ons kry ons jammer. Maar in die lewe, ongelukkig, kos die plek waar ons sit, ons dier. En die plek waar ons kinders leer om te sit, kos ons dier. Kos hulle dier. Want ongelukkig, liewe ouers, het God die kind wat jy gebring het vanoggend, en ek hoop jy het jou kind gebring vanoggend. En die ouens wat inluister van ver, ons is bly julle luister in, maar pas, beste ding wat jy kan doen vir jou kind, is om by God uit te bring. By plek uit te bring waar jy vir jou kind wys, God leef. Waar jy 'n sitplek gee waar hy kan sit en God op hoë definisie kan beleef. Nie net 'n randlankie, maar op hoë definisie. 'n Paar jaar terug het ek dit gepreek en ek het vertel van Tim Keller wat sê, as jy die TV aansit, en jy sit die radio aan, en jy sit en kyk vir die TV en jy probeer luister na die radio, het gaan nie lank wees nie, dan gaan die radio in die agtergrond wegraak. Maar die TV gaan jy gaan ingefokus raak op dit, en dis wat nou gebeur. Ons het ingestap, en die ander stoele was net in die pad, ons het gaan sit, en ons het gekyk en ons het geluister. En wat is dit wat in die pad is in jou lewe, en wat is dit waarop jy gaan sit? Dis waar vandag se preek gaan, want in Sefanja het hulle dier gekos omdat hulle op die verkeerde stoele gaan sit. Sefanja leef in 'n tyd, het in 'n tyd geleef, gaan lees bietjie Habakuk, Micha en groot dele van Jeremia, is in dieselfde tyd geskryf as wat Sefanja geprofeteer het, soos dieselfde tyd se profete. En wat daar gebeur het in die tyd van Sefanja was, die volk het afvallig geraak. In die Ou Testament was daar 12 stamme mos, die 10 stamme is klaar weggevoer, as 2 stamme wat oorbly, staan bekend as saam, het ons gepraat van is Juda en Benjamin, ons gepraat van Juda, die stamme van Juda, en daai 2 stamme was dan gesien as die oorblyfsel van Israel. Maar in daai tyd is ook 'n deel al weggevoer, so daar is 'n klein groepie oorgebly nog in Jerusalem. En koning Josia het oorgeneem, en koning Josia het begin profeteer, of het agtergekom, maar hier's 'n wet van die Here, en hy het probeer om die volk Israel, of wat nou, terug te bring na God toe. En hy het amper geslaag, maar toe het sy ego in die pad gekom, en dit het toe nie gewerk. Josia is dood, en dit was net een groot gemors. Maar
die probleem was die volk se hart. Alhoewel hulle die wet nou gehad het, alhoewel hulle geweet het wat God wou hê, was die volk se hart op die verkeerde plek. Hulle het op verkeerde stoele gesit. Hulle het Baal aanbid, sê Sefanja. Nou Baal is 'n vrugbaarheidsgod. Hulle het Baal aanbid want hulle het gesien die volk in die omgewing aanbid Baal en hulle kry groot oeste. Hulle self kry nie oeste nie. En toe hulle Baal begin aanbid en op ander profete sê hulle het die Astartes aanbid. Dis ook wat die meer met die seksuele en die losbandigheid en daai goed te doen het. Soos kan dink, as jy nou opening van Frankryk, Parys se ding gesien het, Olimpiese spele gesien het, dis omtrent wat aangegaan het. Dis omtrent wat aangegaan het in die tyd wat Sefanja geskryf is. Net bietjie erger, want hulle het kinders geoffer. Bietjie anders gelyk, maar ja, kinders is geoffer. Orgies, al die dinge het gebeur in hierdie tyd. En die volk Israel, God se kinders, wat moes beter weet, hulle het bloot, hulle het daarna gekyk, hulle het die stoel waarop hulle moet sit, verbygestap en op verkeerde stoele gaan sit. Want hulle het gedink, God doen nie sleg nie, sê Sefanja, God doen nie goed nie. God het nie tande nie, God kan niks doen nie, hulle kan maak wat hulle wil, daar is geen nagevolge vir hulle dade nie. En was hulle verkeerd? Was hulle verkeerd? Gaan lees bietjie tot vers 6. Wat doen God? God draai eintlik die skepping om. Hy sê ek gaan dit verwoes. Ek gaan 'n einde hieraan maak. Ons kry Noag wat met Noag gebeur het in gedagte. Ons hoor dit. Hy gaan dit verwoes. Hy's kwaad. Met herhaling in Sefanja, en ons gaan die ander twee, dis 'n drie reeks preke, gaan ons bietjie meer kyk na die dag van die Here en so, maar ons hoor goed wat herhaal, soos die dag van die Here. Ons hoor oordeel. Ons hoor benoudheid wat hy gaan bring. So hoofstuk 1 en 2 is half 'n lig wat God plaas op sy passie vir geregtigheid. Dis 'n lig wat God plaas op 'n passie vir sy geregtigheid, want hy het 'n intense liefde vir wat reg en verkeerd is. Hy het 'n intense liefde vir regverdigheid. Hy het 'n intense liefde vir daarvoor dat die weduwees en die wees na gekyk word, dat die randfigure versorg word, maar laat hy reg gedien word. Want enige manier wat jy nie reg gedien word nie, wat God nie reg gedien word nie, wat God nie reg aanbid word nie, bring seer, bring onreg, bring selfvernietigende gedrag, bring 'n staatsbestel wat regtig ouens seermaak. 'n Boek wat ek regtig wil aanbeveel, wat deur 'n ou geskryf wat nie 'n Christen is nie, is The Right Side of History van Ben Shapiro. Daar maak hy baie sterk saak uit, as jy kyk na die geskiedenis en so, vir hoe die Europese lande, hoe die westerse lande half opgestaan het uit die stof en 'n ongelooflike sterk ekonomiese magte geword het. En hy sê die rede daarvoor is die Bybel. Hulle het eenvoudig die Bybel geleef en dit was hulle fondament. Dit het die struktuur geword waarop hulle bou. So The Right Side of History van Ben Shapiro. Is 'n boek wat ek sal aanbeveel, veral vir die ouens wat bietjie daarna wil kyk en nie Christen is. Hy is deur 'n nie-Christen, hy is deur 'n Jood geskryf. Maar ons as Christene het die Bybel. Ons glo dit en ons hou hieraan vas en dis waarop ons bou. Dis hoe ons families wil inrig, dis hoe ons persoonlike lewe wil inrig, dis hoe ons werk wil inrig. Ons wil hê daar moet geregtigheid wees, ons wil hê daar moet 'n eer aan God gebring word, ons wil hê daar moet op die regte sitplekke gaan sit word.
Want ons wil 'n lewe in oorvloed hê, 'n lewe naby God, en dit is ons hoogste vrede, dit is ons hoogste vreugde, dit is ons hoogste blydskap, en dit wil ons gee. Dit wil ons gee vir ons nageslag. As Christene in kern leef ons 'n lewe voor God, maar leef ons 'n lewe wat iets agterlaat wat beter is vir die wat na ons gaan kom. So daar's 'n selfloosheid wat ons het wanneer ons kyk na onsself en na die lewe. So wat gebeur hier? Vers 1 tot 6. Vers 1 bring Sefanja in die lig, sit Sefanja onder die kalklig, en daarna van vers 2 af, die hele Sefanja deur, is een groot poesie. As jy gaan kyk na die Hebreëus, as jy gaan kyk na hoe dit geskryf is, dis poesie. Dit is so half asof hy dieselfde genre as wat die psalms is. So wanneer ons hierna kyk, dan moet ons dink, hy het hierdie geskryf as 'n oordenking. Hy het hierdie geskryf vir Israel om hulle te bring en bietjie tot stilte te roep en te sê, luister, mediteer bietjie oor. Luister wat sê die woord. Luister wat sê God. Dink bietjie hierna, dink bietjie oor en verander. Laat dit insink. Laat dit insink. Want as 'n ou, ekskuus, goed dan. Kyk dalk net bietjie. As 'n ou op God fokus, as 'n ou dink oor God en bepeins wat hy sê, teenoor as 'n ou net in die verbyloop daaraan dink en dit maar net hoor en verby is, dan gaan jy anders daaroor dink. En dis wat Sefanja hier probeer doen. Sefanja wil hê ons moet Sefanja lees en dink, maar wat beteken dag van die Here? Wat sê hy vir ons? Hoekom sê hy jy aanbid Baal? Hoekom sê hy ek dink God gaan nie kwaad of goed doen nie? Wat bedoel hy hiermee? Wat beteken dit vir my lewe? Sit ek op die regte stoel? Sit ek daar waar ek moet sit? En ek dink dit is vir ons as Nuwe Testamentse Christene ook 'n uitdaging. Wat Sefanja vir ons bied is, wat bedoel dit as God byvoorbeeld sê, vers 7, wees stil voor my, Heer, die Here, want die dag van die Here is naby. Ja, die Here het 'n offer voorberei. Hy het sy genooides geheilig. Hoekom sê hy dit? As 6 verse gaan oor, ek gaan alles vernietig, Juda gaan lyk soos voor die skepping. Jerusalem gaan lyk soos voor die skepping. Hoekom sit hy daai versie met klomp verse daarna wat sê, ek gaan oordeel, die dag van die Here is op pad, kom tot bekering. Hoekom doen hy dit? Hoekom sal hy dan aangaan met hoofstuk 2 en sê, kom byeen, kom by mekaar, skaamtelose nasie. Daar staan letterlik, ek weet nie hoekom hulle skaamteloos gesê het nie, maar seker om die gedagtegang daar te stel van, julle is besig om sonde te doen en julle kan nie skaam daaroor nie. Maar die eintlike ding is, 'n beter vertaling sou wees, iemand wat nie soek nie, of iemand wat nie verlang nie. Soos dis die idee van 'n vrou wat nie by haar man is nie, al 'n rukkie, of 'n man wat nie by sy vrou is nie, maar hy geniet dit actually. Soos half asof hy in sy kop ontrou is. Is half asof hy rondkyk na 'n nuwe plan, nuwe weiveld. En die Bybel sê daardeur, ons Here Jesus sê self, as jy net kyk om 'n vrou te begeer, het jy klaar in jou hart egbreek gepleeg. So dis die gedagte, glo ek, wat hier wil opkom, wat hy hier wil beskryf. Hoekom sê God dit vir sy kinders? Ongelukkig kan ons Sondag vir Sondag sit en ons kan nie onder geklank van die woord kom. Ons kan hoor, so sê die Here, ons kan hoor, gaan dink hieroor. Maar dit kan wees soos een van die stoele wat jy verby geloop het, voor jy gaan sit het. Want is net iets wat ek moet doen, boksie wat ek moet tik, 'n taak wat ek moet afhandel,
Want my week is daar. My week is op pad. Of dit kan wees. Ek sit, ek luister, ek oordink, ek herkou. En dit word deel van my. Ek verander in my wese. Ek kom op 'n plek waar ek voor God kan staan en sê, Here, gee oor. Here, dis U. Kom op 'n plek waar jy kan hoor, jy kom oordeel. Kom op 'n plek waar jy kan siniseer, maar okay is. Want dis 'n stoel wat jy op moet gaan sit. Hy's wat sê vers 3. Soek die Here, al die nederiges van die land. Soek die Here. Wanneer laas het jy die Here gesoek? Of ten minste die vraag gevra, wat beteken dit om die Here te soek? Die Here sê, en vir almal wat hier is, en die ouens wat dalk luister, selfs die ouens wat twyfel, die Here sê in sy woord, soek my, en ek sal my laat vind. Soek my, en ek sal my laat vind. En hy sê hierdie woorde vir 'n groep mense, die eerste hoorders hier, was ouens gewees wat liewer was vir orgies, wat liewer was vir geld en dinge, en wat daarom op verkeerde stoele gaan sit het. Selfs die priesters, selfs die profete. Maar die uitnodiging was daar. Die uitnodiging was daar, en ek sê dit vanoggend, want ons gaan 'n kind doop vandag. En ons is gedoop. Die meeste van ons hier is al gedoop. Of jy nou klein gedoop was, of groot gedoop was, maak nog nie dat jy werklik die Here gesoek het nie. Dit maak nog nie dat jy dit wat jy gesê het jy doen nie. Maak nog nie dat jy hom net geproe het of geëet het en dit deel gemaak het van jou lewe nie. Soek die Here al die nederiges. Ek lees aan. Soek geregtigheid, soek nederigheid. Miskien vind julle 'n skuilplek op die dag van die Here se toorn. En hier is die waarheid. God het tande. Hy het nie net gespreek en die son was daar op sy plek nie. Hy het nie net gespreek soos hy vir Job sê en die aarde is opgehang aan niks nie. Hy het nie net hy besluit nie net en 'n ster val nie. Hy kom terug. En hy kom oordeel. En dan gaan mense in die hel gewerp word. Hy sê goed soos, dis beter vir 'n man dat 'n meelsteen om sy nek gehang word en in die see gegooi word, as dat hy een van die kinders tot afval bring. Ek weet nie of julle gesien het op die prentjie wat in Parys gebeur het. Foto daarvan is nou afgehaal op die video's. Maar daar was 'n kind by die man met die Smurfie pak wat sy gewys het. Die hele wêreld moes dit sien. En die Bybel sê, en hoor my mooi, die Here gaan kom en hy gaan hierdie goed oordeel. Hy gaan hierdie goed oordeel. Dit is maklik om te sê, ja, maar kyk daar, in Parys, dit gaan geoordeel word en God se reg, dit moet geoordeel word. Maar wat van jou lewe? Dink jy werklik jy is okay?
Dink jy werklik jy is op pad na hom toe? Hoor wat God vandag sê, soek die Here, soek geregtigheid, soek nederigheid. Miskien vind julle 'n skuilplek op die dag van die Here se toorn. As hy terugkom, gaan dit net blommetjies en fietjies en engeltjies en sagte kussentjies wees nie. Die Bybel leer ons as hy terugkom, dan gaan al sy vyande in 'n oogwink uitgewis word. En daai siele gaan in die hel wees vir altyd. Nou is dit 'n oop ding, wat dink ons wat se hel? Is dit nou regtig vuur of is dit nie vuur nie, of is dit nou word oorgelaat aan jou begeertes of is dit nie? Kom ons wees eerlik, ek gee nie om nie. Ek weet daar is 'n hel. En ek weet dit is nie lekker nie. En ek weet daar is mense daar. En ek weet daar gaan baie mense nog soontoe. En ek weet daar is mense wat kerk toe kom en onder klank van die woord kom wat ook soontoe gaan. Hoekom? Want hulle praat of hulle die Here ken, maar hulle ken nie die Here nie. Selfs mense wat gedoop is, kleintjies wat gedoop is, groot mense wat groot gedoop is, nadat hulle tot bekering gekom het, ek het al gehoor, baie mense kom baie keer tot bekering. Sê hulle, ek sal dit graag wil uitdaag eendag. Maar dit is ook 'n oop ding. Die realiteit is, ken jy die Here? Ken jy 'n skuilplek? Is jy op die regte stoel? Gaan lees 'n bietjie Sefanja deur. Sefanja 1 is pikdonker. Dis donker nag. Daar is amper geen hoopie behalwe so 'n klein sterretjie daar ver. Vers 7. En dan Sefanja 2 begin die skemer al bietjie deurbuig. Ons sien bietjie meer lig. Ons sien bietjie meer hoop. En dan Sefanja 3 is sien ons alraai dis die son daar, maar ons sien nog donker. Maar ons sien nie lig. Hoekom? Want daar is hoop. Daar is 'n verbond. Daar is 'n God wat beloftes het. En daar is 'n God wat getrou is aan sy beloftes. Die feit dat ons, John Piper, die feit dat ons vanoggend opstaan, is omdat God getrou is aan sy beloftes. Is omdat hy na ons kyk en hy sien genade, en hy sien hoop, en hy sien ontferming. Want hy kyk deur die kruis van ons Here Jesus Christus, en dis waar ons skuilplek is. Dis waar ons opregte nederigheid sien. Dit en daai plek alleen, die kruis van ons Here Jesus Christus. Maar jy sien daar aan die kruis, het 'n man gehang wat in sy lewe hier op aarde volkome geregtigheid gehad het. Hy het reg geleef. Geen sonde gehad nie. En hy het gaan sterf daar aan die kruis. Sodat ons vandag hier kan sit en dan kan glo. Daaraan kan glo en kan hoor, dis genoeg. Kan hoor, dis die skuilplek. Kan hoor, dit is die stoel waarop jy moet sit. Dis die stoel waarop jy moet sit. En dis wat gebeur met ons. As ons tot bekering kom. Ons sien die kruis vir die eerste keer vir wat dit is. Die kruis is die plek waar ons eintlik moes wees. Die kruis is die plek waar ons eintlik vasgespijker moet word. Die kruis is die plek waar ons sonde op God gesit was. Op die volmaakte nederigheid, ons verwaandheid, ons eie eksoekery, ons wat ons dink ons is die mekkies van die plekkies, ons wat net 'n plek wil hê, en selfs in die kerk is dit hartseer, maar dit is so.
Oral waar mense is daar mense wat gesien wil word. Oral waar mense is daar mense wat wegkruip. Oral waar mense is daar mense wat seer gemaak word. Want ons leef in 'n stikkende wêreld en ons is stikkende mense in 'n stikkende wêreld wat mense stikkend maak. Maar die kerk behoort een plek te wees waar hy stikkendheid genade het. Waar hy stikkendheid hoop kry. Want die kerk is die een plek waar ons mekaar kan sê daar is 'n kruis. Ons is dalk nie goed genoeg nie. Ons is dalk vol sonde. Maar ons is jammer as ons droog gemaak het. Maar daar is hoop. En daar is krag. En daar is 'n persoon wat kom reg leef het. En daai persoon wat kom reg leef het 'n skuilplek geword, 'n rots geword waarin ons kan skuil. Want daai persoon se geregtigheid is in ons geplaas. En daai persoon was die rede gewees hoekom Sefanja kon skryf. En 'n paar 100 jaar daarna kon daar nog steeds gelowiges wees op aarde. En hoekom? God het gesê, julle aan die begin, Genesis 3 vers 16, het hy gesê, daar gaan 'n verlosser kom, uit die geslag, uit die menslike geslag, en hy sal die slang se kop vermorsel. Hy sal hierdie ongeregtigheid wat in die aarde gekom het, hierdie dood en alles gaan 'n einde van maak, en hy gaan sterf terwyl hy dit doen. Toe sê hy, hierdie selfde belofte vir Abraham. Hy sê vir Abraham, jy gaan 'n nageslag kry. En in jou nageslag sal die volke uit die etnisiteite geseën word. Daar staan letterlik etnos. Die etnisiteite geseën word. Hier in Sefanja kom en hy spreek die volk Israel aan, maar hy spreek ook die nasies aan, die etnisiteite om hom aan. En hy praat van die dag van die Here, en in die dag van die Here is twee dinge op een slag, is die oordeel, maar ook die genade. En dis die genade wat God gee, hy bly daar, hy stuur Sefanja, in 'n tyd wat hy eintlik die volk moes heeltemal doodmaak, stuur hy Sefanja om te sê, daar's hoop, daar's krag, kom tot bekering, hier's 'n God wat nog leef, hier's 'n God wat nog beloftes het, hier's 'n God wat liefde gee, intense liefde gee, en hier's 'n God wat hierdie dood raak sien, die God wat hierdie seer in die lewe raak sien, hy's besig om iets te doen, hy gaan dit oordeel, hy staan nie stil nie, hy's besig, maar die feit dat julle nog lewe is nog genade tyd. En dan laat hy toe, dat een van die volke van wie hy gesê het, ek gaan 'n dag van die Here bring. En hoewel Sefanja dit nie sê nie, lees ons in die profete wat saam met hom in sy tyd geleef het, is Babylon. Babel. Laat hulle kom en treur, dood, verwoestheid saai. Hoekom? Sodat sy volk gereinig kan word. Sodat sy volk kan besef, kan sien wat dit beteken om op die verkeerde stoel te sit. Sodat sy kinders, wat hy intens lief het, sodat hulle kan terugdraai na God toe, en geregtigheid soek. Sodat hulle kan kyk en genade kan sien en dit verstaan. En dis 'n gevaarlike ding om te sê. Maar ek wil ook daarby sê, God, partykeer sal hy iets soos kanker bring in 'n ou se lewe. Alhoewel hy geen kwaad doen nie. Hy het nie vermoë om kwaad doen, maar hy gaan dit toelaat. Satan wil verwoes. Maar God laat partykeer dinge toe. Wil dit kwalifiseer. Maar hy stel swaar en seer wat nie van hom afkom, hy stel in sy diens. Sodat sy kinders nader aan hom kan kom. Ons lees dit in Job. Ons lees dit met Abraham. Ons lees dit in Sefanja. Ons lees dit in Paulus, Petrus,
Nuwe Testament, basies al die disippels, lees ons dit. Maar ons lees ook, dat te midde van die seer, te midde van die storms, het hulle skuilplek by God. Vandag word Danica gedoop. En sy is gebore in 'n wêreld soos die. In 'n wêreld waar Christen mans moet staan en toe kyk hoe daar kindertjies langs weird goed staan, blou smurfie staan. In 'n wêreld waar ons dalk voel partykeer dinge is buite beheer. Maar Danica kan hoor en sy kan groot word binne 'n groep gelowiges, binne 'n kerk wat God bymekaar gebring het. En God het vir die kerk gesê, Hebreërs 10, moenie die byeenkomste verontagsaam nie. Hoekom? Wat gebeur as hy by die kerk is? Wat gebeur as hy tussen gelowiges is? Sy het mans en vroue wat na haar kyk, wat vir haar bid, wat vir haar omgee, wat vir haar vertel van hoop, wat plekke skep waar sy kan leer om Sefanja te mediteer, te dink oor, wat beteken dit dat God lief is vir my? Sy kom op 'n plek waar sy kan sien, maar hier's iets anders, hier's iets niets. Iets anders wat lyk as die wêreld. Sy kan groot word en sy kan hoor, klein Danica, jy's deel van God se kudde. Nie eers as jy groot is of as jy goed genoeg is. Jy gaan nooit goed genoeg wees hiervoor nie, Danica. Maar jy is klaar deel van God se kudde. Jy is klaar in God se hand. En Johannes 10 sê, ons kudde is in sy God se hand, sy skaap in sy hand en niemand kan hom uit sy hand uitruk nie. Klein Danica, vandat God jou gemaak het, Psalm 139 wat ons vandag gelees het. Vandat God jou gemaak het hy jou geken. En hy roep. Hy roep, gaan sit op die regte stoel. Weet wie jy is. En Danica, jy is gedoop. As jy tot bekering kom, as jy God aanroep, sy belofte daar, hy sal hoor. En dit is wat in Sefanja 1 en 2 staan, hè. Dink 'n bietjie daaroor, gaan mediteer daaroor. Wat sê die Here? Ek verwoes. Ek kom en ek gaan verwoes want ek sien nie onreg, ek sien nie seer, ek sien nie dood. Ek sien nie wrede goed wat gebeur. Ek gaan verwoes, maar kom terug na my toe. Daar's genade. Kom terug na my toe. Daar's genade. Volwassene, soekende persoon, kom terug na God toe. Daar's genade, daar's niks wat jy gedoen het wat jou kan skei van God se liefde as jy die kruis verstaan nie. Dis hoekom hy moes sterf, want jy kon nie. Jy kon nie. En dis wat Sefanja sê. Daar's 'n God wat getrou is aan sy verbondsbeloftes. Al het ons hom seer gemaak. Al het ons droog gemaak. So kom terug en hoor vandag as ons dit hoor. Maar ek wil afsluit met die eintlike stoel waarop ons moet sit. Die eintlike plek waar ons moet sit. Ons eintlike identiteit. Ek gaan so 3 verse lees en dan gaan ek vra dat Daniel Surya vorentoe kom. 1 Petrus 2 vers 9. 1 Petrus 2 vers 9. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort,
sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbaarlike lig. Hoor julle dit? Ons hier, ons gelowiges, almal wat glo, saam, as groep, is ons wat? Ons is 'n uitverkore geslag. 'n heilige priesterdom, 'n koninklike priesterdom, en 'n heilige nasie. Heilig beteken afgesonder. So God het ons afgesonder. Wat is ons? As afgesonderde volk, as afgesonderde groep gelowiges. Wat is ons? Ons is koninklike priesterdomme. So die stoel waarop ons sit, is 'n troon. Die stoel waarop Danica moet hoor, sy moet gaan sit, en waar elke van ons hier moet hoor, ons gaan sit, is 'n troon. Want hoekom? Danica is 'n prinses in die koninkryk. Vrouens hier, julle is prinsesse in die koninkryk. Biologiese vrouens, julle is prinsesse in die koninkryk. Biologiese mans, julle is konings, prinse in die koninkryk, want ons het 'n Vader, God, wat koning is bo alle konings. Openbaring 1 vers 4 tot 6. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, kollektief, die 7 gemeentes simbool van al die gemeentes, die volheid van die gemeentes, 7 gemeentes in Asië, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. So die God die Heilige Gees in sy volmaaktheid is verteenwoordig. En van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood, en die heerser oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons lief het, en ons deur sy bloed van ons sonde verlos het. Wat ons wat? 'n koninkryk gemaak het. Hoor, prins en prinses. Wat ons 'n koninkryk gemaak het. En tot sy kinders aangeneem het. En deur hom roep ons, Abba Vader. Danica het 'n pa. Danu. Maar haar eintlike pa het daar vir Danu geleen. En Danica kan uitroep, my pa, die dag as hy kan praat. Maar sy hoef eers te wag tot sy dit kan sê nie. Sy hoef eers te wag tot sy kan praat en sê papa, of vir Danu papa te sê nie. Sy kan dit, sy is klaar, 'n kind van Danu. Danu ken haar klaar, Danu het haar klaar lief, Danu gee haar klaar liefde, Danu gee haar klaar kos en klere en alles. Hy sorg vir haar, want hy is lief vir haar, en die oupas ook, hier's 2 oupas vandag hierso. Nou gaan vorentoe kom. Hulle kan dit klaar doen, die mamas ook. So, hoekom? Want dis hoe die lewe werk, en dis hoe God werk. En hoor dit. Romeine 3 vers 23 sê ons almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heiligheid van God. Romeine 8 vers 23 sê, maar God het vir ons gesterf, toe ons nog sondaars was, en hoor dit vandag. As jy dalk voel jy is te ver van die Here af, hy het vir jou gesterf, en ek sluit af hiermee, Romeine 8, maar waar deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang van verslawing, wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees. Nee, julle het die Gees ontvang, wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is, en deur hom roep ons Abba Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees, dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, tot ons ook saam met hom verheerlik word. As dan nou op pad huis toe, in 'n karongeluk sterf, erf Danica. Al het sy nog nie gesê, papa nie. Al het sy nog niks gedoen, om dit te verdien nie. En hoor vandag mooi vir my, as ek Belinda strydom kan steel. God het na jou gekyk, het jou gemaak, het na jou gekyk, en hy kyk deur die kruis, en hy sien, dis genoeg, dis goed. Ons kom terug na hom toe, en as ons nou vir Danica doop, en ons sien dit, en ons hoor, hoe 2 ouers sê, ons glo, God het beloftes vir die kind. Dink aan die beloftes wat jy gemaak het. Dink aan die beloftes wat vir jou is. En kom ons weer saam met die Here bly. Sy kudde groei. Sy kudde groei. En ons is mede prinse en prinsesse, en ons sien, hoe 'n klein prinsesie hoor, daar's genade, daar's hoop, daar's krag.
Amen. Dan is Ria asseblief vorentoe kom. Sê. Hey man. Hier is pragtige rose, maar is 'n bietjie. Ek gaan nie huil nie. So sterk. Ek wou die formulier lees en ek doen dit spesiaal vir die besonder vir die grootouers ook. Ja man, ek kon staan nie voor. En is okay, Surya. Dis hoe dit moet wees. Die kinders moet met hulle gitare kan opkom en voel is hulle plek. Omdat ons swak en sondig is en dikwels twyfel, het God in sy genade die teken van die doop gegee om ons geloof te versterk. Reeds met Abraham, Genesis 17 vers 7, het God 'n verbond gesluit en die wonderlike boodskap van die verbond loop van daar af deur die hele Bybel. Ons sien eintlik die oorsprong daarvan, die saadjie daarvan in 3 vers 15 soos ons gesê het. Eerstens is die doop 'n teken, is net 'n teken, daar is geen magiese goed wat nou gebeur nie. Maar is 'n teken van die verbond van die genade. In die Ou Testament was die tekens van die verbond die besnydenis en die Pasga. Toe die Here Jesus gekom het, het hy hierdie verbond op 'n nuwe wyse bevestig. Hy het die doop in die plek van die besnydenis en die nagmaal in die plek van die Pasga ingestel. Ons lees daarvan in Kolossense 2 en Lukas 22. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan die disippels en ook aan ons die volgende gesê: aan my is alle mag in die hemel en op aarde gegee. Gaan daarom na al die nasies toe en maak mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Matteus 28. So vir ons as Christene, wat kinders het as Christene en wat so ons lees hier en lees, hulle kry die teken, hulle is deel hiervan en dan die opdrag van die Here, as hulle dan gedoop is, leer hulle om die Here te ken. Die maakdisippels in die doop dien as teken dat iemand deel is van die verbond en deel word van die kerk van Christus, beide sigbaar en onsigbaar. Elke verbond het twee kante. Hy vereis van ons dat ons hom dankbaar en gehoorsaam sal dien. Die Here bevestig in die doop dat hy as Vader ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons laat deel in al die seëninge van die verbond. Ons word almal as sondaars gebore, Psalm 51 vers 7, en ons kan slegs in die koninkryk van God kom as ons wedergebore word. Deur die doop verseker Jesus Christus ons dat al ons sondes afgewas is en deur sy bloed wat hy aan die kruis gesterf het. Die doop met water is die teken en die waarborg van hierdie belofte van reiniging. Die Heilige Gees verseker hy ons in die doop daarvan dat hy in ons kom woon om ons lewens so te regeer en nie te maak dat ons sy beeld sal vertoon. So wat simboliseer Danica se doop? Dis 'n prentjie, dis 'n beeld van Jesus wat gesterf het om ons sondeskuld af te was, vir die wat in hom vertrou. Dis hoekom ons die water gebruik. En die doop is ook 'n prentjie, 'n beeld van Jesus wat namens die wat in hom glo,
deur die water van God se oordeel gegaan het, toe hy gesterf het, en toe hy opgestaan het. Ons gebed vandag is dat God in sy goeie tyd en wysheid vir klein Danica tot bekering sal bring, en geloof sal gee wat hierdie doop versimboliseer. Dan is Uria, God het hierdie pragtige dogter, Danica, aan jou toevertrou. Leer haar, gaan sterk wees, leer haar, dat sy veil is, van haar sonde, vanweë haar sonde, en God se oordeel verdien. Maar net ons Here Jesus Christus kan dit wegwas. Help haar sien, dat al God se beloftes, al God se opdragte, alles wat staan in die Bybel, reg is, dat dit goed is, en dat dit net tot haar voordeel strek, as sy dit glo en doen. Dan hoor 'n leer haar op die regte stoel te sit. Bid daagliks, sonder ophou vir haar. Dan is Uria, wanneer julle vir Danica hier, in die openbaar en in die teenwoordigheid van ons as gemeente doop, roep julle ons as plaaslike geloofsgemeenskap, as bruid van Christus, op om getuies te wees, dat jy getrou wil wees in die opdrag, soos wat ons lees in Matteus 28 en Handelinge 2. Julle roep ons ook om getuies te wees en deel te neem in die opdrag om Danica te disipel. Die gemeente het ook deel in die opdrag en moet vir julle as ouers intree, vir julle bid, en julle hande sterk maak ook in hierdie taak, om julle roeping uit te leef. Verklaar julle dan is Uria. Verklaar julle dan dat julle absoluut oortuig is, dat die woord van God die waarheid is, en dat dit wat ons nou gesê het, ook waar is vir Danica. Wat is hierop julle antwoord? Verklaar julle die volgende: ons glo in God die Vader, wat ons lief genoeg gehad het om sy seun te stuur en vir ons te sterf. Ons vertrou in God die Seun, Jesus van Nasaret, wat bykans 2000 jaar terug vir ons die dood oorwin het en tans regeer oor die heelal. Verklaar ook dat julle totaal afhanklik is van God die Heilige Gees, wat ons in staat stel om sy woord te verstaan en tot inkeer te kom, en meer soos Jesus te word. Wat is hierop julle hoorbare antwoord? Aan ons as gemeente en familie, is julle bereid om Dano en Uria en klein Danica, eintlik julle Wepener gesin hier, te ondersteun en te herinner aan wat vandag hier gesê is? En sal julle vir Danica help om Jesus as haar koning en redder te leer ken? Wat is hierop julle antwoord? Dan gaan ons nou oor tot die bediening van die doop. Sê. Wat gaan koud wees? Hy dan mens uit. Danica Wepener, doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Driemaal Heilige God, o Heer, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid. Dankie dat ons hierdie watertjies oor haar kop kan sien loop en kan weet, op haar voorkop staan geskryf, behoort aan die Here. Here, ons bid vir haar. Ons bid wanneer sy 'n stem sal kry en dat haar tong sal wees om U te verheerlik. Ons bid dat haar hande bereid sal wees, soos haar ma se hande en haar pa se hande en haar grootouers se hande, om U te dien. Here, ons bid vir daai voete van haar, dat dit sal loop waar U wil hê sy moet loop. En ons bid, Here, dat sy die kroon op haar kop sal raak sien en dat dit haar identiteit sal wees in tye wat sy twyfel, en tye wat dit swaar gaan, en tye wat sy dalk voel, sy het hulp nodig, Here, dat sy sal onthou, sy het 'n kroon op die kop, sy behoort aan U. Ja, dat vers is Johannes 10, wat sê ons is in U hand, dat sy dit haar eie sal maak, Here, en dat sy dit sal glo. Vers soos Sefanja
1 vers 7 wat sê, raak stil en oordink my. Here, dat dit vir haar werklikheid sal wees, en dat sy u bepeins, dat sy dit sal oordink, en dat sy sal opgroei en uitroep, ek behoort aan God die Vader, die skepper van die hemel en aarde, en ek glo in 'n verlosser en saligmaker, my Here Jesus Christus, en ek het die Heilige Gees in my hart, wat deur my werk, en vir my gees oortuig, ek behoort aan die Here. Ek is 'n koninklike priester, 'n heilige volk. Ek is deel van iets groters. Here, ons bid vir Dani en Soria. Ons bid vir al 3 kinders wat u vir hulle gegee het. Ons bid, Here, herinner hulle aan u liefde en u genade. Ons dank u voor in Jesus naam. Amen. Ek vra dat die grootouers tot vore sal kom. Kom Bucks Beulah. Kom Jake Annelie. As julle so kyk, julle sien die grootouers is mooi. Ouers is mooi. Kinders is mooi. En hulle almal is kinders van die Here en dis die mooiste. En dis 'n groot voorreg dat ons saam hierdie dag